In ons vroue Bybelstudie gaan ons vandag kyk na die geestelike wapenrusting en ons gaan praat oor gebed. In Efesiërs 6 vers 17 lees ons: sit verlossing as helm op, dis ons Here Jesus Christus, vat die swaard van die Gees, dis die Bybel. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Nou in 1 Johannes 5 vers 14 en 15 lees ons: en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons dat ons kry wat ons hom vra. Nou hierdie gedeelte handel oor Christene wat sondig. En ons besef net dat al woon ons Here Jesus Christus in ons, nadat ons tot bekering gekom het en berou en glo dat ons uit genade gered is deur sy kruisdood, en die Heilige Gees in ons woon, weet ons dat hy sê ook vir ons in vers 18, dat hy vertroos ons hierin dat die Heilige Gees jou bewus sal maak van elke sondige gedagte en gesindheid, en hy sal berou in jou bewerk. Want Christus sal jou bewaar, sodat die duiwel geen vatkans op jou kry nie. Nou, ons leer ook van 'n verkeerde manier van bid. In Jakobus 4 vers 3 lees ons: as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. God is nie 'n spaarwiel wat ons net nou en dan nader as ons iets wil hê nie. Hy is ook nie 'n genie wat ons kan misbruik en vir hom bevele gee nie. Ons lees dan verder in hierdie gedeelte in Jakobus 4 van Christene wat God bedroef. En dan lees ons: omdat hulle nie bid nie, en daarom is hulle lou en gee hulle toe aan sonde. Soos rusies onder mekaar, jaloesie, skinder en kwaadpraat. God wil die Gees wat hy in ons harte laat woon, heeltemal vir homself hê. Dis in vers 5. Vers 7, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God in gebed met berou, huil en treur oor julle sonde. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here. Ek en jy kan nie die duiwel blameer as ons sondig nie. 'n Mens weerstaan hom deur nie toe te gee aan die sonde nie, want hy kom plaas sondige gedagtes, hy verlei ons en dit kom in ons gedagtes en dan sondig ons. En die Here sê dat hy het vir ons sy Heilige Gees gegee. Daarom gaan die Heilige Gees ons bewus maak van sonde. Bely dan jou sonde en maak reg voor die Here. En vra vir hom om jou hart te verander. In Matteus 6 vers 6 lees ons: bid in jou binnekamer, waar jy persoonlik kan praat met die Here, of in enige plek waar jy alleen met die Here is. Want dit is die belangrikste oor gebed, is dat jy persoonlik met hom praat, met jou hemelse Vader, ons Abba Vader. Jy kan natuurlik enige tyd deur die dag met hom praat, of die nag, as jy in nood het, asseblief Here help, en jy kan bid vir iemand, maar hierdie binnekamergebed is die belangrikste. Nou in Matteus 6 vers 9 tot 12 leer ons Here Jesus die disippels bid, en ook vir ons. Ons begin altyd by God. Hoekom? Want ons is gemaak vir sy heerlikheid. Dit gaan altyd eerstens oor hom, en hy word verheerlik as ons hom loof en prys, en as ons met hom praat in gebed, sodat hy ons kan verander. Gebed is eintlik dat die Here met ons persoonlik kontak het, en ons deur Bybel lees, en
dan bid ons. Ons lees die Bybel en ons hoor sy stem deur die woord. Ons kan hom prys deur 'n psalm of deur 'n gedeelte te lees in die Bybel en dan begin ons en sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel. Nou die hemel is 'n plek sonder sonde. En daarom weet ons, God is heilig. In Hebreërs 12 vers 28 en 29 lees ons, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. In Matteus 3 vers 11 lees ons, Johannes het vir die Jode vertel en dat hulle self moet bekeer, hy het gepreek vir hulle en hulle bewus gemaak van hulle sonde. Maar hy het met 'n nederige gesindheid gesê dat wanneer ons Here Jesus Christus kom, hy sal die mense wat tot bekering kom met die Heilige Gees en met vuur doop. Dit beteken, daai vuur beteken dat hy sal skoonmaak. As sy Gees in jou woon, gaan hy jou skoonmaak. Hy sal die kaf met 'n onblusbare vuur verbrand. Dit is die sonde in ons. Paulus skryf in Filippense 1 vers 6, dat hy oortuig is, dat God die goeie werk, wat hy in Christene begin het, end uit sal voer, tot Christus Jesus kom, of tot wanneer ons sterf. As ons tot sterwe kom, dan sal ons nie meer sonde hê nie, en daarna sien ek so baie uit, na die hemel. Maar die Here sê vir ons in Psalm 66 vers 18, as daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Nou, is dit vir jou asof daar 'n muur tussen jou en God is, wanneer jy bid? Voel jy of God ver van jou af is? Dan kan dit wees dat daar onbelyde sonde en bitterheid en onvergewensgesindheid in jou is, of jy volhard in 'n sonde wat jy net nie wil laat staan nie. Bid ernstig en vra vir die Here, Here gee my oorwinning oor hierdie lelike sonde in my hart en maak my meer soos ons Here Jesus Christus. Mense wat ons Here Jesus nie ken nie, sal eendag as hulle sterf met hierdie verterende vuur, sal hulle in God daarmee geoordeel word, maar ons wat hom ken, ons moet bid dat hy ons verander, sodat ons vrug dra tot sy heerlikheid. Ons Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons mag bid, en dat hy ons Hemelse Vader is. Here Jesus, baie dankie dat jy aan die kruis van sondes gesterf het. Ek bid dat jy deur u Heilige Gees, Here, vir ons sal help om volgens u wil te bid, en Here, om 'n begeerte te hê, om sonde af te lê, Here, om nie meer te wil sondig nie. En wanneer ons sondig, Here, dat ons in erns, Here, na u toe kom en vra, Here, maak skoon, reinig my, gee oorwinning. Dankie, Here, vir u groot genade en u geduld met ons. In Jesus naam, amen.